Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys, waar en wanneer jy ook na hierdie video kyk. Vandag wil ek iets aanraak en oor iets praat wat belangrik is in ons lewens en ons noem dit gebed. En ek wil jouself die vraag afvra, glo ek en jy nog in gebed? En ek wil jy moet diep delf en baie eerlik met jouself wees. Want wat is gebed vir jou en wat kan gebed regtig wees? Is dit net woorde wat jy net in die plafon vasbid of uit gewoonte? Of is dit 'n groter, kragtiger ding as wat ek en jy onsself ooit kan indink? Is jy vasgevang in die logika van menswees in gebed? Of glo jy in die onsigbare wêreld waar God funksioneer? Wanneer ek en jy bid, wat gebeur regtig? En kom ons praat straatwys eerlik daaroor. Maar as ons eerlik moet wees, dan sê ons bid gewoonlik vir dit wat sin maak. Ons bid vir 'n werk wat realisties is, vir genesing wat medies verklaarbaar is, vir deurbrake wat op 'n spreadsheet geplaas kan word en uitgewerk kan word. Ons bid groot, ja, maar net tot waar ons verstand gemaklik voel. En dan lees ons van geloof soos 'n mosterdsaadjie in Matteus 17, waar Jesus sê dat so 'n klein geloof 'n berg kan versit. 'n Berg, nie 'n klippie wat ek en jy kan doen nie, nie 'n klein hindernisie wat ons self kan skuif nie, 'n berg. En ons kop sê vir ons, dit maak tog nie sin nie. Maar dalk is dit juis hoekom hy die voorbeeld van 'n mosterdsaadjie gebruik het. Want ons glo ons altyd in ons logika in groot sade. Ons vertrou wat groot lyk, wat indrukwekkend is, wat logies voel. En 'n mosterdsaadjie, dis klein, dis nie indrukwekkend nie, dis onlogies. Dis amper asof die boodskap is, jy het nie groot geloof nodig nie. Jy het net nodig om op te hou om jou geloof te meet volgens menslike logika. En hier is waar die ding draai. Ons groot beperkinge in gebed is nie ongeloof nie. Dis die hoe. Ons vra net vir dit wat ons kan uitwerk, waar ons die hoe kan verstaan, waar ons kan sien hoe die hoe gaan gebeur. As ons nie die hoe daarvan verstaan nie, dan bid ons nie daarvoor nie. As ons nie 'n strategie kan teken nie, dan bly ons stil. As die wiskunde nie sin maak nie, dan kanselleer ons die droom. Ons logika bepaal baie keer ons versoeke in gebede. Maar God se storie werk selde binne ons logika. Dink vir 'n oomblik weer aan die verhaal in Rigters 7 van Gideon teen die Midianiete. Die logika sê vir jou, as jy wil gaan oorlog maak en jou mense bevry, dan moet jy soveel as moontlik soldate bymekaar kry, want dan het jy 'n groter kans op oorwinning. Maar God sê iets anders. Hy sê, maak minder, van 10,000 man af na 300. En dan nog ook op 'n vreemde manier, die manier hoe hulle water drink wat bepaal hoe hulle gekies gaan word. Onlogies. Nou as jy dit strategies moet verduidelik, klink dit absurd. Die hoe lyk vir ons hier onmoontlik. 300 man teen 'n oorbag. En dan gaan dit nog verder en dan nie eers met swaarde in die hand of spiese nie, maar met erdekruike, fakkels en geraas. Logika sê oorlog word gewen met staal en getalle. Maar daardie nag breek die kruike en die geraas weer klink daar rondom die plek waar die Midianiete was. En die Midianiete raak paniekerig, hulle begin mekaar aanval en hulle vlug en daar's oorwinning. Nie met 'n spies wat byt nie, maar oor die geluid wat die verstand van hulle gebreek het, wat die logika gebreek het. Onlogies, onverwags, onverklaarbaar. En dis presies die punt van hierdie verhaal. Die hoe was nooit Gideon of sy manskappe se probleem nie. Die hoe was God se sinne. En hier is die harde waarheid. Ons hou op droom en bid omdat die hoe te groot lyk, te onmoontlik lyk, te onlogies lyk. Ons hou op vra omdat ons nie kan sien hoe dit ooit kan gebeur nie. Ons hou op glo omdat ons nie die roete self kan uitwerk nie. Maar wat as ek die hoe juist die plek is waar ons moet ophou inmeng? Ons leef in 'n wêreld waar ons alles wil ontleed, waar elke uitkoms wil ons voorspel, wat risiko wil minimaliseer. En selfs in gebed probeer ons die beheer hou. Ons sê, Here, doen dit, maar doen dit so. Dis subtiel, maar dis beheer van die ego. En beheer is die teenoorgestelde van vertroue. Wanneer Jesus oor geloof praat hy nie van verstandlose fantasieë nie. Hy praat van innerlike oorgawe wat groter is as my en jou berekeninge. Ons logika is nie sleg nie, dis 'n gawe. Maar dis nie die grens van wat moontlik is in jou lewe nie. Die oomblik wat jy die hoe probeer beheer, trek jy die droom terug tot binne in jou eie kapasiteit en jou eie logika.
En dan bid jy net vir wat jy reeds kan doen, wat jy self kan hanteer. Wat as gebed nie gaan oor om God in jou plan in te trek nie, maar om jou plan los te maak van jou eie beperkings? Wat as die berg in jou lewe nie beweeg nie, omdat jy hom reeds permanent verklaar het en as onmoontlik sien? Jy kyk na jou finansies en sê, ag, dis nie moontlik nie. Jy kyk na jou huwelik en sê, ag, dis te ver gaan. Jy kyk na jou roeping en sê, ek is te oud, te laat, te min geleer, mense gaan nie na my luister nie. Dis hoe. Die hoe lyk vir ons baie keer belaglik. Maar kyk weer na hierdie storie van Gideon. Die oorwinning het nie gekom toe alles logies was nie. Dit het gekom toe alles menslik onlogies gelyk het. Daar is 'n punt waar geloof begin, waar logika ophou om baas te wees. Nie waar verstand afgeskakel word nie, maar waar daar nie meer dit die finale stem gegee word nie. Dalk het jy opgehou vra vir wat jou hart regtig begeer, vir wat jou siel nodig het, nie omdat jy nie glo in God nie, maar omdat jy nie glo in die moontlikheid van die hoe nie. Jy het jou gebede kleiner gemaak om jouself teen teleurstellings te beskerm. Maar wat as die uitnodiging is om weer wat te begin vra? Nie hoe dit gaan gebeur nie, nie wanneer dit gaan gebeur nie, nie deur wie dit gaan gebeur nie, net, Here, dis wat in my hart leef, in my siel leef, en dan kom jy uit die pad uit oor die hoe. Los die berekening, die strategiese paniek, los die ego wat alles wil beheer. Dis hoe. Die hoe is nie jou werk nie. Die hoe is in God se hand. En dalk, wanneer jy ophou om die hoe te probeer uitwerk, sal jy sien hoe berge in jou lewe begin skuif. Nie altyd soos jy dink nie, nie altyd onmiddellik nie, maar op 'n manier wat jy nooit self sou kon ontwerp of uitdink nie. So, bid weer groot. Nie groot volgens jou verstand nie, maar groot volgens jou hart en jou siel. En laat die mosterdsaadjie doen waarvoor dit gemaak is. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.